Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 17de September en ons is by Koffiekuier 883. Ons gesels mos nou oor die seisoen van die skepping. Dat ek en jy as gelowiges, as kinders van die Here, dat ons ook aarde sorg, saam met God moet toepas. Nou, ek het nogal baie gedink aan die teks waaroor ons Vrydag gesels het en wat Dominee Jan Momsen ook Sondag in die erediens hanteer het, daar in Romeine, waar Paulus dan skryf en sê, die skepping sug eintlik met verwagting om te hoor, laat dit bekend gemaak word wie die kinders van God is. En dan sê Paulus ons saam met dit, nie net die skepping nie, maar ons ook sug met daardie verwagting. En dit gaan in daardie teks daaroor dat ons op 'n manier besef, maar die ganse skepping is onderworpe aan die gebrokenheid van hierdie wêreld, as gevolg van die sondeval, mos nou. En dat ons op 'n manier dan ook moet vra, maar wat kan ek en jy as gelowiges, as kinders van God doen in die herstel, die beskerming, die bewaar en die versorging van die skepping, van die natuur? En ek gaan nou nie Jan se hele preek kan herhaal nie, jy kan dit so gerus kyk op YouTube, die van julle wat dit nie gedoen het nie. Maar dit gaan daaroor dat ons op 'n klomp maniere betrokke kan raak, ook op die ekologiese vlak, oor die bewaring van die aarde, met minder gebruik van plastiek, herwinning van produkte, noem het op, daar's 'n klomp goed, en ons gaan eerskomende Sondag nog 'n bietjie verder daarop ingrawe. Maar ek het baie nagedink oor hierdie ding, dat ons baie keer geloof wil verskraal tot 'n geestelike saak, wat met ons verhouding met God te doen het, en ons lewe na die dood. Eendag as jy nou sterf, dan gaan jy hemel toe, waar dit ook al is, maar vir die praktyk van hier op aarde het dit nie baie te sê nie. En as dit dan nog hier op aarde vir ons iets sê, dan gaan dit oor hoe jy moet liefde uitleef en barmhartigheid, met jou naaste moet omgaan en so aan. Maar daar's min van ons wat regtig daai lyn deurtrek om te sê, dit het implikasies vir alle vlakke van jou lewe, ook hoe ek en jy met die natuur omgaan, met die natuurlike hulpbronne en noem maar op. En ek het nog baie gedink daaroor, vriende, om te sê, maar leef ons regtig met 'n verantwoordelikheid as kinders van God? Onthou wat Jan gesê, die kinders van God het een werk, een taak, en dit is om God te verheerlik. As kinders van God leef ons met daai roeping regtig op 'n wonderlike manier uit. En Paulus skryf op 'n hele paar plekke daaroor eintlik om geloof en ons verhouding met God saam te vat en te sê, dis holisties, dit raak alle vlakke, alle fasette van jou lewe. Een teks wat ek vanmôre so vinnig met julle wil deel is in Kolossense 1, waar Paulus ook vir die gelowiges in Kolosse skryf, daai eerste gedeelte daarvan vers 12, 8, 9 af, wat hy juist sy gebed vir die gelowiges het, dan sê in vers 12, Kolossense 1 vers 12, julle moet die Vader met blydskap dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Nou, hou net gou daar vas. Die erfenis wat ons het, kinders van God het 'n erfenis vir die ryk van die lig. Nou, daai ryk van die lig, kom ons nie eers net met die wederkoms nie, vriende. Ek wil die oomblik toe die Here Jesus gesterf het en opgestaan het, na die gebeure, is God se koninkryk hier, het dit ingebreek in hierdie wêreld. Onthou daar met sy, toe hy sy asem uitgeblaas het in die kruis, het die voorhangsel geskeur en is daar vrye toegang tot God. So, God se wêreld, God se koninkryk het ingebreek in hierdie wêreld. Ons is nou reeds deel daarvan. En Paulus kom sê vir ons is deel van hierdie erfenis. Dan gaan hy in vers 13 aan en sê, hy het ons in die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. So, ek en jy as gelowiges, ook wat betref die verantwoordelikheid, die roeping wat ons het vir die aarde en die versorging van die aarde, van die natuur, van die skepping, leef as kinders van die lig. Ons leef as God se koninkryk kinders en daarom kyk ons anders na die natuur. Dis vir my interessant dat Paulus hierdie lyn verder vat, van vers 15 tot en met 20, waar hy dan nou praat oor die voorrang van die seun, oor Christus se verlossingswerk, sy versoeningswerk. Hoor dan wat sê hy in vers 19 verder, hy sê, God het besluit om met sy volle wese, God, die almagtige skepper God, het besluit om in sy volle wese in hom, dis nou in Jesus Christus nie, te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Nie net my en jou geestelike lewe, ons siele nie,
Alles van die geskape werklikheid is in Christus met God versoen. Deur die bloed van sy seun in die kruis het hy die vrede herstel. En hierdie vrede waarvan Paulus hier praat, ons het gepraat oor die woord eirene, nê, in die Grieks in die Nuwe Testament. Dis 'n herstelde verhouding, 'n verhouding wat weer vol geword het. Hy het deur die bloed van sy seun hierdie vrede herstel. Deur hom, deur Jesus, sê hy in vers 20 se tweede deel, het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Vriende, so wanneer God praat oor die versoening deur Christus, dan gaan dit oor my en jou siele, ja natuurlik, maar dit gaan oor alles. Ook die skepping wat hy vir ons gegee het om oor te heers, volgens die Genesis tradisie. Dat ek en jy die voorreg het om in hierdie wêreld te bly, om hierdie aarde met sy bronne te geniet, om dit te bestuur, maar met verantwoordelikheid. En ek wil afsluit met hierdie gedagte, kuier vanoggend vinnig saam met jou. Kirsten Smol, by kollega, het Sondag by die Kuierkerk ook hierdie teks hanteer van Paulus in Romeine. En Kirsten sê, die aardesorg, hierdie erfenis wat ons het, dit is 'n skat wat die Here vir ons gee. Dit is soos 'n testament, dit is 'n erfporsie wat ons kry. Maar dit is ook 'n verantwoordelikheid. En as jy nou mooi daaroor wil dink, dan kan ons dit mos nou eenvoudig verduidelik. Wanneer jy nou 'n erflating vir jou kinders gee, wat dit nou ook al is, 'n plaas of 'n huis by die see of 'n paar rand in die bank, dan gee jy dit vir hulle, né? Dit is hulle erfenis, dit is hulle erfporsie, dit is hulle geboortereg, wil 'n mens amper sê om dit te kry. Maar dit bring verantwoordelikheid, want dit moet bestuur word, sodat op die ou end die eer en die heerlikheid van God daardeur moet plaasvind. En dis met hierdie aarde, wanneer die Here destyds vir Adam en Eva daar in die paradys is, en dan sê, hier is dit, geniet dit, maar bestuur dit, sodat ek verheerlik kan word. Laaste opmerking van my kant af, ek en jy, as gelowiges, as kinders van God, as erfgename in Christus, mag hierdie natuur geniet, hierdie skepping geniet, mag die voordele daarvan benut, maar met verantwoordelikheid, sodat dit ook nog vir volgende geslagte bewaar kan bly, en God daardeur verheerlik kan word. Vriende, kom neem deel aan aardesorg, omdat ek en jy kinders van God is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dis 'n ongelooflike voorreg om as erfgename van die Vader te kan ontvang, letterlik alles in hierdie lewe, alles wat God geskep het. Kom gee U vir ons en sê, dis julle sin, geniet dit, gebruik dit. Maar Here, dis ook 'n ongelooflike verantwoordelikheid. Want net soos wat U dit vir ons gee, wil U ook hierdie aarde met sy skatte en sy natuur skoon aangee as 'n erfenis vir geslagte wat nog mag kom. En daarom bid ek dat U deur die Gees vir ons sal begelei om regtig weg te kom van 'n mentaliteit van meer en beter en vir myself net bymekaar maak en opgebruik, na 'n ingesteldheid van hoe kan ek dit bewaar, dit beskerm, dit versorg, sodat dit ook behoue bly vir die geslagte, U nageslag, wat nog mag kom. Geef ons wysheid, Here Jesus, sodat ons inderdaad medeverantwoordelikheid kan neem vir die skepping wat U vir ons gegee het. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, Vrydag gesels ons 'n bietjie inleidend dan oor ons volgende tema, en dit gaan juist daaroor dat ons vra, hoe kan ons eenvoudiger leef? Hoe kan ons met 'n meer eenvoudige lewenstyl eintlik minder van 'n impak op die natuur en op die hulpbronne wat ons het. En dit is 'n vraag waaroor ons baie praat, en dis 'n beweging wêreldwyd, dank Vader daarvoor, wat al hoe meer momentum kry, die natuurbewustheid, groen, bewaring, herwinning, al daai goed. Ons gesels Vrydag so inleidend daaroor, en aan Sondag sal Dr. Ryk van Velden 'n bietjie aansluit ook by hierdie tema. Intussentyd, kom ons ontvang die skepping. Dis 'n geboortereg wat ons kry as erfgename, as kinders van God. Maar dit bring vir ons verantwoordelikheid ook, en mag ons daai verantwoordelikheid opneem. Geniet jou koffie en geniet jou week. Mooi loop.